ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 257. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die 3 studie-legkaart, Afrikaanse legkaart, studiegids Bybels. Dis 'n moed in elke huis. Elke Afrikaanse huis, dis 'n moed. Dis geskryf vir u kinders om te verstaan wat in die Bybel geskryf staan. Dit is geskryf vir kinders van 13, 14 af en ook vir volwasse mense en vir oupa en ouma, grootouma en grootoupa. Daar's iets in daai Bybelboeke vir elke een. Skryf jy dit, as jy belangstel, kan jy met my kontak en my praat. Ek het 'n promosie aan met een van die boeke, een van die 3 legkaart studiegids Bybels, as ook met die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Saam, kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy dalk na die reeks kyk of luister, het dit noodsaaklik dat jy by deel 1 moet begin, sodat jy, want jy reeds 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die ander studies ook kan ontvang. En soos ek gesê het, van hierdie week af glo ek dat alles weer normaal sal vloei. Ek dank Jaffa, ons het die probleme met die rekenaars uitgesorteer gekry. Die Satan het regtig sy beste geprobeer. Ons het nie altaan, maar ek loof hom. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Skryf ook 'n pen in 'n 33 of 'n 53 Bybel is baie belangrik. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die bo-natuurlike voorreg wat ons het om vanmôre as Jaffiste en deel van die bruid van Jaffa by mekaar te wees. Maak die woord oop vir ons om te verstaan. Spreek met ons. Laat ons die vermoë ontwikkel om die beeldspraak self te kan onderskei. Die woord sê, u is nie die aannemer van die persoon nie, maar u openbaar u self aan wie u wil. Voed ons opnuut met die manna van die lewe en die waters van die lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa en al die Jaffis sê halleluja, halleluja, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre te kan besig wees met die verborgenheid van die bo-natuurlikheid van Jaffa ons Elohim. Ons is besig met Matteus 3 vers 10. En we gesien hoe dat ons het geluister gister en ervaar hoe dat Johannes die onderdompelaar sonder enige seremonie onder hierdie Fariseërs en Sadduseërs ingeklim het. Hy sê julle wat probeer julle doen om die wraak van Jaffa te omseil? Daar's 'n oordeel aan die kom. Julle sê jy moet bekeer. En ons lewe in die tyd waar die kerke wêreld, hulle gaan moet bekeer. Mense is meer bewus nou, meer dan ooit voorheen, oor die wederkoms van Jaffa. Ons kry hoeveel mense het vir ons komplimenteer en bedank dat ek die lesing gedoen het oor die wederkoms en die wegraping, want nou verstaan hulle ook. En ek praat van NG mense. Want het is goed dat hulle predikant sy lewe nog nooit oor gepreek het nie. Nou verstaan hulle hoekom daar eers 'n wederkoms wees, 'n verbondsweek, 'n wederkoms, 'n weg en dan groot verdrukking en dan die wegraping. Dan die slag van Armagedon. Ek is so dankbaar ons lewe in die tyd waar Jaffa vir ons die woord kan oopmaak. Halleluja. Ek wil dit ook net sê, daar's 'n ding besig om te gebeur
op die oomblik waar die regering beplan om die kerke te laat registreer, elke prediker van die woord te registreer, en dan sal hulle aan die ouens notas gee om te bedien, en as jy nie preek wat hulle preek, en dan vat hulle jou nommer weg, en hulle maak jou kerk toe, en as dit nodig is, sit hulle jou in die tronk. Ek wil vir jy sê, dit is niks anderster, nou wil ek net weet, voor ek iets anders te sê, gaan hulle dieselfde doen met die moslims, gaan hulle dieselfde doen met die boeddhiste, met die spirit worshippers, met die Hindus. Nee. So ek wil hê ons as Jafiste moet van vanmôre af bid dat Jaffa hierdie regering laat val. Want hulle is besig om hulle hand teen die koninkrykswerk van Jaffa te lig. Kan u dink as ons gestop word om te bedien, waar kry u die inligting? En dis hoekom ek gesê het, ek het seker omtrent 2 jaar terug al gesê, julle moet my boeke kry. Daar's nou 58 jaar se inligting en navorsing en studies in die eskatologie is daar. Kry hierdie Bybels, kry hierdie Bybelboeke, kry hierdie boeke, koop hulle aan, koop hulle maandeliks aan. Ek probeer die besigheid doen nie, asseblief. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle die internet gaan beheer in so 'n mate dat hulle gaan jou forceer om te moet stil bly. Want jy gaan nie 'n plek hê om dit op uit te saai nie. So, ons lewe in die eindtyd. Ek sê vir u, ons lewe in die eindtyd. En hierdie is nie hoor sê of raai of iets nie. Hulle het die 2 Oktober het hulle dit vrygestel, gelons by die Rema hoofkantoorkerk in Johannesburg, Randburg. Altyd gesê Rema Collie was 'n vrymetselaar gewees, hoog. En nou die feit dat dit by sy kerke gebeur, wat dink ons daarvan? So kom ons waak en bid, die woord sê waak en bid. Want die Satan gaan rond soos 'n briesende leeu. Maar weet jy wat, as ons as Jafiste saam staan en bid, Bybel sê, dis ons verpligting om te bid. Ek het niks met die ander kerke te doen nie. Ons is nie 'n kerk of 'n denominasie of 'n organisasie nie. So eintlik kan hulle ons niks doen wat dit aangaan nie. Want ons bely nie Jesus Christus en die Here en God en die Heilige Gees nie. Ons praat oor goed wat hulle niks van weet nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar die Bybel sê waak en bid. So kom ons bid dat Jaffa bo-natuurlik ingryp. Matteus 3 vers 10. Nou praat Johannes die onderdompelaar met hierdie fariseërs en sadiseërs. Hy sê julle het nie eens vrugte wat julle kan dra nie. Julle weet julle nie, julle gaan die toren van Jaffa nie kan ontvlug nie. Hy sê in vers 10, maar die by lê al teen die wortel. Alright, en hy het gesê natuurlik dat Jaffa kan uit hierdie klippe uit, die heidene, kan hy vir hom mense verwek, kinders van Abraham verwek. Het u geweet dat ook geestelik word ons kinders van Abraham, alhoewel ons nie aan die vleis besny word nie? Galate 3:26-29 sê uitdruklik. Hy sê, julle wie julle in Jaffa laat onderdompel het julle met Jaffa beklee. Ons het die bruilofskleed aangetrek. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar almal is een, luister mooi, en volgens die belofte van Vader Abraham, erfgename van die goed wat aan hom beloof is. Ek is nie 'n Jood nie, ek is nie 'n Israeliet nie, ek is 'n volbloed Jafis. As jy my so sny, dan sien jy loop die vis. Halleluja, wat jy dit dan so wil noem. Nie regtig nie, is maar 'n metafoor, hoor. As jy my so sny, dan sien jy loop die woord.
Hy sê maar die byl in vers 10, maar die byl lê al teen die wortel van die boom. Ons is in die tyd. Ons is in die tyd waar die byl al teen die wortel van die boom lê. Jahwe sê dat niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Al wie ons uit sy hand uit kan kry, is onsself as ons terugval in sonde. Niemand anderste kan ons uit sy hand uitruk nie. Maar die byl, die beeldspraak, lê al teen die wortel van die boom. Wat doen 'n byl? Hy kap die wortel af. Wat beteken die beeldspraak hierin? Die volk van Israel is die wortel van die boom, volgens Hebreërs 7 vers 18. Die 613 wette van Moses verduidelik Johannes dan vir hulle sal tot niet gemaak word. Hebreërs 7 vers 18. Hy gaan verder, hy het ons vir die Fariseërs en Sadduseërs gesê. Hy het vir hulle gesê, julle dra nie vrugte nie. Nou sê hy so in vers 10, elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, dit help my sulke spoorwegperskiekies nie. Jy het vrugte nodig. Elke boom wat gee, hy sê nie wat net wat vrugte dra nie. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat is die beeldspraak hierso? As jy nie in die woord lewe en volgens die bonatuurlike woord wandel, jou bekeer, jou laat onderdompel en in heiligmaking lewe nie, gaan jy uitgekap word, want jy het nie die vrugte van die Ruach HaKodesh nie. En het help nie, ek sê weer, jy het spoorwegperskiekies, wat hier so langs die spoorweglyn, die ou geel perskiekie wat vol wurms is nie. Jy het ordentlike vrugte nodig. Vrugte wat sê, ek vrees nie, ek is nie bekommerd nie. Weet jy, sê die woord, kom ons lewe vir vandag. Kom ons lewe vir vandag. Die skrif is aan die muur, dis om ons. As jy dit nie kan sien nie, is jy werklik blind. Ek preek hierdie goed al die tyd, dat mense hulle oë moet oopmaak en hulle ore moet oopmaak. Maar weet jy wat, daar's baie tyd, die tyd sal kom. Die tyd sal kom. Eerstens kan die doodsengel by enige een van ons kom stil staan, enige tyd. Baie mense het hulle versier ingestel op die vredesverbond, oor dit wat ons verkondig as die evangelie, as die tydslyn. As die tydslyn. Ja, Oni en Rocco, hulle het die tydslyn gevat, wat ek gedoen het met Dani Botha se deel 6 en 7, eers die 70 weke, die 70 7-talle, die 70 weke van Daniël, waarvan 69 weke voleindig is, 483 jaar, en toe die laaste vredesverbond, en die verbondsweek, als wat ek daar gehad, het hulle in Engels gaan doen, en dit met 'n video gedoen. Dit is so verskriklik insiggewend. Dit is die beste wat ek nog ooit gesien het. Inteendeel het hulle gevra om dit ook in Afrikaans so te doen. Dit is presies wat in deel 6 en 7 is. En weet jy wat, daar is als op 'n, het nie 'n video nodig nie. Dis op jou selfoon. Sou jy belangstel, dan jy vir my 'n WhatsApp stuur na my WhatsApp nommer toe. Moet net nie e-poste stuur nie, asseblief. Stuur 'n WhatsApp. Sê prof, stuur vir my die tydlyn. Dan sal ek dit vir jy gratis stuur. Halleluja. Dat jy dit op jou foon. As jy enigstens in 'n gesprek instap, dan kan jy dit insit, jy kan 'n foon inplak en jy kan dit op 'n skerm sit, jy kan met dit op 'n TV sit, jy kan met enigiets met dit doen. Dis inligting vir die tyd waarin ons lewe. Julle pastore moet almal hierdie goed hê. Julle huishelleiers moet dit hê. Gewone gemeentelede, julle moet hierdie inligting hê. Daar's baie gewone gemeentelede wat meer weet in die eskatologie vandag as wat die pastore en die predikante weet, wat niks daarvan op die Bybelkollege gekry het nie. Snaaks, daar is tog kerke wat loop en brek, hulle het eskatologie gekry op hulle Bybelskool, by hulle college,
Maar hulle het boodskap rondgestuur met 23, 24 September. Boodskappe rondgestuur dat die mense moet hulle bekeer en die mense moet regmaak, die wegraping gaan plaasvind. Maar hulle roem aan hulle die inligting gekry. Is maar net gewone kerkdogma wat jy gekry het. Dit is nie eskatologie nie. Dit spel maar net eskatologie. Maar jy weet niks van die verlede, hede en die toekoms nie. Die eskatos nie. Hy sê maar die byl lê al teen die wortel van die boom. Hy sê nie boom nie, bome. Meervoud. As ons kyk na die ding wat in die wêreld gebeur, dan wil ek vir jou sê, die byl lê teen die wortel. Die boom, hy sê elke boom wat geen goeie vrugte dra nie. Hy sê net nie wat vrugte dra nie. Geen goeie vrugte dra nie. Ek wil amper sê, dit moet A-graad wees. Dit moet A-graad wees. Dis wat dit moet wees. As dit enigiets anders is, dan is jy gedoem. Dan lê daai wortel, daai byl lê teen jou wortel, hy wag net om dat daar gekap word. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, hy sê nie vrug nie, vrugte, daar moet meer as een vrug aan daai boom wees. Ek en u moet meer as een vrug dra aan 'n verlore wêreld. Halleluja. Daar's 9 volgens 1 Korinte 12, 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. Ek dink dan net vanaf. Moet jy gaan kyk. Daar is 9 bonatuurlike gawe vrugte wat ons in ons lewens moet hê. Ons moet streef om al 9 daai te hê. En as daar ander gawes ook. Lees 1 Korinte 12, hele hoofstuk. 1 Korinte 13 gaan oor die liefde. 1 Korinte 14 gaan aan oor die vrugte wat veronderstel is om ons lewens te wees. Dis die goed wat die mense moet hoor, wat die kerke nalat om oor te preek. Julle het 'n gedaante van godsaligheid, en julle het 'n baard en dra kippa en julle wieg by die klaagmuur. Dit beteken niks meer nie. Dit het hulle tyd gehad. Dra 'n toga. Dis niks nie. Ek wil nie goed in my sielste, ek wil amper sê in my hart hê. Jy moet in jou sielste mense hê. Jy moet skerp wees soos 'n menorah bly. Dat as iemand praat dat jy die woord vir hulle kan gee. Die vrugte van die Ruach HaKodesh. Nou ja, ek wil hê jy moet bietjie gaan kyk na 1 Korinte 12, 1 Korinte 14 vir huiswerk. Vat bietjie huiswerk. Gaan lees bietjie 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. So wanneer ons môreoggend praat, dat jy meer agtergrond het waarvan ons praat. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.